Here, ons sing vanoggend, Here, hierdie lied, Here. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Ek dink dit is baie duidelik wat hier gesê wil word. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy vanoggend hier sit en jy het 'n berg wat moet skuif, dan wil ek vir jou uitdaag om vanoggend, jy kan net regop staan. Niks gaan gebeur nie. Niemand gaan na jou toe kom nie. Neem net 'n profetiese aksie en staan op, want jy het 'n berg wat moet geskuif word. Staan op. Daai berg wat moet skuif. En my God, ons kom vanoggend, Here, as 'n gemeente voor U, Here. En ons roep uit, Here, skuif die berg, Here. Skuif die berg, my God. Skuif die berg, Here. Hoe wonderbaarlik is U, Here. U ken elkeen wat hier staan, se berg wat moet skuif, Here. En ons roep dit vanoggend in, Here. Ons roep dit in, Here. Because my God is mighty to save. My God is mighty to save. Ons God is magtig, kragtig, en hy sal die berg skuif, want hy kan die berg skuif. Hy kan die berg skyn, en in die fynste detail is hy bewus van wat my berg vanoggend is. Here, en ek vra, Here, U sien ons hart. U sien ons hart, Here, en U weet, Here, waarmee ons sukkel vanoggend, Here. U weet, my God, wat staan nou in die pad van die boodskap, Here, wat ek vanoggend moet hoor. Ek wil vanoggend begin met 'n skrif uit Psalm 8 vers 5 tot 9. Wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Glo jy dit? Glo jy dit werklik vanoggend? Wat is die mens dat God aan jou dink? Wat is jy dat God vanoggend aan jou dink? En ek wil werklik waar vir jou vra, kom ons kom op 'n plek en ons probeer ophou om iets of iemand anders te wees. Ons tema vir vanoggend is die smal deur. En dit gaan verskriklik baie aansluit dalk by verlede week se nou. Maar dit is ook 'n boodskap wat ek en jy oor en oor en oor en nog 'n keer oor moet hoor. Onthou julle toe ons op skool was en die juffrou sê vir jou, skryf daai 500 keer uit. 500 keer. En so voel ek vanoggend oor hierdie boodskap. Skryf dit 500 keer uit. Sê dit, dink dit, spreek dit, leef dit. Leef dit. Ons lees uit Lukas 13 vers 22 tot 30 uit die 83 vertaling. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word maar min? Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan.
Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, of soos ander vertalings sê, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink, en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Ons leef in 'n wêreld waar mense hou van verskillende opsies. Ons hou van, daar word vir jou iets gevra en jy het 4 of 5, daar's 4 of 5 goedjies waaruit jy kan kies. Hoe gaan ek dit antwoord? Ek is in beheer. Ek is in beheer van hierdie vraag. Ek kan besluit waar ek die kruisie gaan maak, of ek kan selfs besluit, ek gaan glad nie 'n kruisie maak nie. Ons leef in 'n wêreld waar ek en jy, ons hou van opsies. Daar's meer keuses, daar's meer maniere om iets te doen, daar's meer paaie om van te kies. As daai Google Maps vir jou sê, links hier, en jy draai regs, want jy weet daar's 'n ander pad, hoor jy wat ek vir jou sê? As God vir jou sê, so, dan sê jy vir jouself, mos baie keer, nee, ek gaan daar uitkom, maar ek gaan net so om daar uitkom. Mag die dag nooit aanbreek, wat hy vir jou sê, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Maar met al hierdie meer keuses, meer paaie, meer maniere, kom Jesus vanoggend met 'n reguit waarheid. Hy draai nie doekies om nie, hoor. Hy's reguit en hy praat die waarheid. Alle paaie lei nie tot die lewe nie. Alle paaie lei nie tot die lewe nie. Daar is mos hierdie 2 liter skooldrank en jy kry hulle in blikkies en jy kry hulle in bottels en alles wat ons so drink want dit is so lekker. Hy maak so op jou tong so. Wat het gebeur? Hy lyk dieselfde, hy het dieselfde kleur, hy het dieselfde label, maar die afgelope tyd as jy hom oopmaak, dan is die gas uit. Dan beteken hy vir jou eintlik pretty much niks nie. Dan lê hy eintlik daar in die yskas, want ja, ek voel sleg om my geld so te mors om hom in die drom te damp. So, whenever jy dalk nou laat aan dalk iets wil hê om te drink, dan gaan jy dalk 'n halwe glas drink. Maar hy bottel raak nie so vinnig op soos hy in die verlede opge. So, ek lees toe nou 'n stukkie en hulle sê dit is die waarheid. Hulle gebruik ander bestanddele en hulle skuil agter die opsie van dis meer gesond vir die mensdom. Ek dink dis eintlik net goedkoper. Dit was hulle opsie. Dis goedkoper en ek kan jou waarborg die pryse is nie dieselfde nie. Hy raak ons net maar duurder, soos alles in hierdie lewe duurder raak. Want hy lyk dieselfde en hy het dieselfde label. En op 'n stadium was daar mos so name op hierdie bottel en jy krap daar, kyk, is my naam nie dalk hier nie.
is my naam nie dalk hier nie. Want ek hou van opsies uitoefen. Ek hou van keuses, ek hou van meer maniere dinge doen. Ek hou van iets net op dieselfde resultaat, maar net op my manier. Ek wil hom doen op my manier. Hy praat van 'n deur, maar hy praat nie van enige deur nie. Dis 'n smal deur. Dis 'n smal deur. Dis nie 'n deur wat oopswaai nie, dis 'n smal deur. Nou lees ek ook so 'n storieetjie van die boemelaar wat kom by hierdie smal deur en al wat hy het is 'n rugsakkie, want hy bly op die straat en hy probeer deur die smal deur gaan, maar hy hak vas. En 'n stem vir hom sê vir hom, maar raak ontslae, en hy sê, maar ek het niks, maar hy haal die blik teepot of wat ook al, koffiepot, haal hy uit en hy sit en hy draai weer en hy hak vas. En hy gaan terug en hy haal die blikbeker uit wat daarin is. En hy probeer weer, maar hy hak vas. En hy gaan weer, en die laaste item wat hy uithaal na klomp goeders is 'n blikbord, en nou het hy net hierdie rugsak, het hy. En hy probeer weer, en hy hak vas. Kom ek en jy raak ontslae van die bagasie wat ons so saam met ons sleep. Dit maak ons moeg. Dit maak vir ons moeg. Soos jy in hierdie wêreld gekom het, so gaan jy uit hierdie wêreld. Daar gaan nie 'n trailertjie hier agter aan jou gehak word nie, wat jy al jou belongings kan saamvat nie. Nee, jy gaan soos jy ingekom het, so gaan jy uit. En dan gaan jy daar kom staan, en daar gaan nie 'n vrou of 'n man wees wat sê, "Ai, sy, maar sy het daarom so en so en so." Jy gaan so voor God kom staan, alleen, soos jy in hierdie wêreld ingekom het, alleen. Hierdie gedeelte begin met 'n vraag, en die vraag is, Here, is die wat gered word min? Nou wonder ek toe nou nogal oor die vraag, en ek dink, maar is die mensdom nie dalk so nie? Ons wil Satan 'n 5, ons ding doen, ons speel so op die leeu se tong, ons weet hy kan, sy kake kan toe en hy kan ons byt. Maar ons is darm bekommerd. En dan vra ons, Here, is die wat gered word min, dat jy dan net hoor, is daar dalk 'n kans? En jy wil nie die woord dalk hoor nie. Jy wil hoor, daar's definitief vir jou 'n kans. Kom, want in ons kop haal ons allerlei skrifte aan wat ons sê, kom net soos wat jy is. Kom, ek gaan jou vis, ons wil amper vir God kom herinner aan dit. Ons wil ook kom, ja, nee, moet nou nie so hard wees nou nie. Moet nie so hard wees nie. Raak ontslae van die bagasie. Raak ontslae dat jy nie hoef te worry, is die getal min nie, dat jy verseker kan weet, Here, ek is reeds besig om deur daardie smal deur in te gaan. Maar Jesus antwoord nie die vraag soos hulle verwag het nie. Nee. Hy skuif die fokus weg van hoeveel na jy. Hy sê, jy moet stry. Hy sê nie, daar's 2000 wat ingaan of, hoe sê hulle, 144,000, nie hulle nie, die woord sê so. Maar, en dan wonder 'n mens, veral as jy nie weet nie, dan wonder jy, o Here, ek is daarom seker een van die 144,000. Want jy ken nie die woord nie. Jy ken nie die woord nie, en dit pootjie jou keer op keer op keer. Doen jouself 'n guns, dan gaan kyk jy 'n bietjie van 144,000. Dan gaan kyk jy 'n bietjie. Hy skuif die fokus weg van die hoeveelheid, hoeveel mense, maar hy skuif dit na jou. Hy skuif dit na my. Hy skuif dit na die persoon. Hy skuif dit na die persoon. Hy sê nie hier is die statistiek nie. Hy sê stry om in te gaan. En met wie moet jy stry? Jy moet met jouself beklei. Hier. As jy 'n klap wil gee, klap jouself. Ek gaan definitief nou nie myself klap nie. As jy 'n vuis wil stamp dat jy kan beter voel,
dan stamp jy hom vir jouself. Jy moet stry om by daai smal deur te in. Jy moet stry om daar te wil in. Jesus sê, stry om in te gaan deur die smal deur, nie deur die, wat noem dit, French doors wat so oopspat, nie, daar's nie so deur nie, is 'n smal deurtjie, dis 'n smal deur. En hier is die eerste skok, wat hulle hoor. Onthou, Jesus is op pad Jerusalem toe. Hy weet wat vir hom wag daar in Jerusalem. Hy weet wat gaan gebeur daar. Maar soos hy gaan, so leer hy nog steeds die mense. Dit is die kommer in sy hart, dat hulle moet weet, voordat ek aan 'n houtkruis vasgespijker word. Nie soos ek en jy nie. Oh, shame, sis tog. Jo, jene, bid vir my asseblief, want ek gaan nou aan 'n houtkruis vasgekap. Nee, Jesus is ernstig. Hy's baie ernstig, want hy weet, die waarheid moet elke oor bereik. Die waarheid moet elke oor bereik. Ons wil hê die pad moet maklik wees, natuurlik. Ons wil hê die pad moet maklik wees. Ons wil hê almal moet instap, easy going. Ons spuit die Q20 en ons gly lekker in. Ons wil dit graag hê, maar dit is nie hoe dit gaan wees nie. In die laaste dae, net so, amen. Amen. Voel jy soms hoe dit moeilik raak vir jou? Voel dit soms vir jou hoe dit moeilik raak vir jou? Ja, ons voel dit elke dag. Ons voel dit as hierdie maandelikse statistiek daar kom, en ek sien nog al 'n dingetjie van mense wat toe nou by hierdie vulstasie is, en hulle vat groen verf, want dit is nou die logo van die vulstasie is groen, en hulle verf die eerste syfer van die prys verf hulle dieselfde kleur as die bord. So as dit sê nou maar R20, R22 was, dan is dit nou R2. Ek en jy moet ophou lieg vir onsself. Plain uit in Afrikaans. Ons moet ophou lieg vir onsself. Ek is okay, asseblief. Ek kan jou nie oortuig vanoggend nie. Jy moet dit self doen. Jy moet dit self doen. Ek kan hippie hoera, ek kan spring, ek kan whatever alles. Want ons het hierdie brandende begeerte vir al ons geliefdes. Vir al ons geliefdes. Wil ons mos in die hemel sien. Ons wil. Asseblief, moenie jou een oog toeverf en net die helfte van die waarheid sien nie. Die waarheid bly die waarheid. As jy 'n sondaar is en jy het nie bely nie, dan gaan jy hel toe. Jy gaan hel toe. Kom asseblief na die tyd na my toe, kom gesels met my, as jy voel ek is besig om jou emosioneel af te pers, kom na my toe, asseblief kom na my toe. Ek kan nie vir jou genoeg sê, as jy lieg, as jy steel, as jy skinder, as jy ongeduldig is, en al daai, en jy bely nie, my vriend, dan gaan jy brand in die hel. Dan gaan daai deur toe raak, smal of nie smal nie, hy gaan toeswaai. Hy gaan toeswaai voor jou. Maar Jesus sê, hierdie deur is smal, dis nie 'n massa ingang nie, dis nie hierdie hordes trek so op nie. Het julle al mos nou gesien met hierdie opstande en alles, dan kom daai massa so in die strate af. Dan kom hy massas mos so aan. En dan sien ons dit op 'n skerm en ons dink, Jesus, maar dis erg. Maar toe dit hier by ons in Brakkeveld kom, dan raak jy nogal bietjie benoud. Ek kan nie nou in die strate gaan nie. Nee, dit gaan onverantwoordelik wees, because it's very near to home. En so naby moet hierdie opdrag wees. Dit moet so naby wees dat jy bekommerd raak. Here, ek moet by daardie smal deur ingaan. En as jy nie weet nie, dan moet jy vra, hoe moet ek maak? Hoe moet ek maak om daar in te kom? Dis nie, ek vat my tyd besluit nie, eendag sal ek. Nee, dis dringend. Dis verskriklik baie dringend.
Die woord stry beteken, daar's inspanning, daar's 'n dringendheid. Daar moet 'n doelgerigte aksie wees. Jy moet 'n definitiewe besluit neem. Jy kan nie so staan nie. Week Sondag. Nee, jy moet so staan. Sondag, Sondag, Sondag. As dit nou die dag is wat jy aanbid, is Sondag. Nee, jy moet jou dag begin met God. Jy moet jouself forceer. Staan maar op man, staan maar op. Breek 'n bietjie tradisie van 6:00 niks mag gebeur nie, want 6:00 wil ek net gou die nuus kyk en die weer. Al het ek gestaan die weer gekyk. Breek die tradisie en staan op en gaan in die woord, dat jy jou dag kan begin met God. Dat jy jou dag kan begin met God. En is ons altyd lus? Ek weet nie van julle nie, maar nee, jy is nie altyd lus nie. Jy moet jouself dwing, en hoe meer jy jouself gaan dwing, hoe meer gaan jy in die ritme kom, en jy gaan dit graag wil doen. Jy gaan dit graag wil doen. Baie mense dink oor God, maar min stry om daarin te kom. Ek praat nie van stry, gryp mekaar voor die bors, want dis nie wat die Bybel sê nie, en stamp mekaar, en ignoreer mekaar, en ek vat 'n sabbatical, en al die dinge. Confront the devil, jy mag, jy kan, jy's empowered to confront the devil. Jy is, hou op 'n second-hand citizen wees. Hou op, ons pa is die koning. Ons pa is die koning. En dit maak van ons meer as eerstehandse citizens. Meer as dit. Jy gly nie per ongeluk deur hierdie deur nie. Jy besluit doelbewus, ek gaan daarin. Ek gaan gaan op jou knie en sê, Here, soos die skrif van Lukas sê, God wees my sondaar genadig. God wees my sondaar genadig. En ek wil vir jou amper vir jou, nee, ek gaan nie vir jou amper sê nie, ek gaan vir jou sê, dis 'n daaglikse proses. Ons lewe nie in die Bybelse tye wat jy 'n tentjie daar in die veld opgeslaan het en jou groentetjies geplant het en jou leergoedjies gemaak het en nee. Ons lewe in 'n wêreld wat jou huis moet betaal word. Jou kar moet betaal word, dan moet kos in hy kaste kom. Daai kragmeter maak tiet. Dit beteken ek wil hê. En jy kyk na die bank en daar is nie om te gee nie. Maar hy hou nie sy mond nie, hy bly hey, I want. Dis die wêreld wat ek en jy lewe en dit maak dat ons konstant in spesifieke situasies kom wat ons moet besluit, gaan ek my koel verloor of gaan ek die Here vertrou? En asseblief, daarmee sê ek nie, gaan sit nou en sê, ek soek werk, die Here ken my hart, hy ken my behoeftes, jy moet jou moue opstrek, jy moet uitgaan, en jy moet gaan werk soek, jy moet gaan werk soek, jy moet gaan soek vir die verlore siele. Dis mos die opdrag, gaan jy maak disippels van al die nasies, nie net die wat mooi aangetrek is en lekker ryk en my klas mense nie. Almal. Die bosslaper wat gesukkel het. Yeah man. Hy sukkel al om in te gaan. Ek wonder nog of ek moet ingaan. Hy is al besig om ontslae te raak van alles, maar ingaan hy in. Maak disippels van al die nasies. Selfs die ou wat jou skief kyk. Bless hulle man, seën hulle. Dis oorwinning. As die taxi voor jou inswaai en jy wil gebaar het, bind jou hande agter jou rug vas en sê, Here seën hom. Hou hom veilig op die pad, asseblief Here, daar's oorwinning. Ek was gister in 'n gesprek en die persoon se werksituasie is dat
mense gil en skree en skel op hom en 'n vrou het al so ver gegaan om hom te klap, dink ek, of met kos of iets te gegooi het, en hy sê vir my, hy bly dood eenvoudig kalm. Dis 'n magtige, kragtige wapen. Want die oomblik as jy kan kalm bly, dan het jy die geveg gewen. Dan het jy die geveg gewen. Ons natuurlike reaksie is en ons verhef ons stemmetjies, want ek is so te nagekom. Wow, hoe kan jy? Hoe kan jy dit durf om so met my te wil praat? Asseblief, gooi af. Gooi af dat jy daar kan deurgaan. Dan sê Jesus, die eienaar van die huis staan op en hy sluit die deur. Daai smal deurtjie, hy sluit vir hom. Hy sluit hom. En die mense begin te klop. Here, maak vir ons oop. Here, maak vir ons oop, want nou sien ons hier is dinge nie lekker nie, hoor. Daai massas wat hier by ons kom, hulle kom vir my. Hulle gaan vir my plat rammel, hulle gaan nie eens weet dat hulle oor my stap. En jy klop met alles wat jy het en jy skree. Here, maak vir ons oop, maar die antwoord kom, ek ken julle nie. Wat 'n hartseer dag. Wat 'n hartseer dag. Ek ken julle nie. Let 'n bietjie op. Dis 'n verskriklike, ernstige oomblik. Ek ken julle nie. Ons almal het naby die deur gelewe. Ons almal het, hulle klop, hulle roep, maar is te laat. Dis dood eenvoudig te laat. Die gevaar is, baie mense leef met die idee. Hulle leef met die idee, ek sal later regmaak. Ek is daarom nog te jonk. Ek wil nog eens 'n bietjie my lewe geniet. Maar intussen, dan kla jy as ma en pa vir jou bid, maar eintlik is jy so bly dat hulle vir jou bid. Maar ek wil daarom nog 'n bietjie my lewe geniet. Ek gaan nog. Ek sal later regmaak, maar kom 'n oomblik waar later nie meer bestaan nie. Daar is nie meer 'n later nie. Daai opsie van later is verdwyn van daai papier af. Daar's nêrens. Daar is nie 'n blokkie wat jy nou 'n kruisie kan maak nie. Nou wil die mense redeneer met hom. Hulle sê, ons het saam met u geëet en gedrink. Ons het saam met u geëet. Wat gaan nou met jou aan? Ons het saam met jou geëet en gedrink. Nou, wat hou jy jou nou so upstairs? Ons het dan so lekker gekuier. Ons is dan so lekker braas met mekaar. Want ons nie kous het, ons is nou in 'n hoek gedruk. Ons is nou in groot moeilikheid. Met ander woorde, ons sê ook, ons was daar, ons was elke Sondag in die kerk, Here. Ons was daar. Ons het deelgeneem, ons het gesing, ons het ons hande opgesteek, ons het geklap, ons het gebid vir ander, Here. Ons het kom kospakkies pak by die kerk, ons het uitgereik na mense, Here. Ons het deelgeneem en ons het naby aan u gelewe, ons was sulke goeie voorbeeldige mense. Dit sê ek en jy vir God, want ons is benoud. Die blok is nou warm en die tekkie sluit die teer, my vriend. Die tekkie sluit nou die teer. En Jesus sê, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Hard en duidelik, ek ken jou nie. Naby aan geestelike dinge is nie dieselfde as 'n verhouding nie. Dis wat God soek. Hy soek daai intieme verhouding met jou. Maak nie saak nie, man. Maak nie saak, irrespectief. Ek wil so ver gaan om vir jou te sê, maak nie saak van jou adres nie. Maak nie saak van jou bankbalans nie. Maak regtig nie saak hoeveel grade en papiere daar teen 'n kantoormuur dalk op is nie. Niks maak saak nie. Ek ken jou nie, sê hy. Nie van binne af, want die deur is nou toe. Jy kan in die kerk wees, jy kan die regte taal praat, jy kan die regte mense ken
en steeds buite staan. Ek sê weer, ons lewe nie in die Bybelse tyd, wat jy net dink jy daar in die veld, rustig op jou eie, doen jou dingetjie, jy pla niemand pla jou nie. Nee, ons lewe in 'n wêreld wat so gaan. Ons lewe in 'n wêreld waar jy moet koffie maak, maar jy stap verby die yskas en jy dink, laat ek die melk vat, dis sommer een, ek spaar 3 sekondes. So besigheid ek in jy geraak. En ek moet daarom nog 'n stukkie Bybel lees. Amen. Daar gaan ons. Dis nie wat God wil hê nie. Nee, hy wil jou alles hê. Hy wil alles van jou hê. Selfs in die gewoel en die gewerskap van die lewe wil hy jou alles hê. Hy wil nie 'n stukkie of 'n millimeter, hy wil alles hê. Jesus sê, mense sal kom van oos en wes, van noord en suid, en hulle sal kom aansit by die feesmaal in die koninkryk, maar die deur is nou toe. Jy kan nie meer inkom nie. En jy sien hoe lekker eet hulle daar binne, en jy sien hoe goed gaan dit met hulle. Maar die deur is toe en jy kan nie deurkom nie. En jy dink jouself, maar ek behoort mos in te gaan. Ek was deel van die regte groep. Here, ek is dan deel van 'n gemeente, Here. Ek kom gebed, Here, en ek kom bidtuur, en ek kom selgroep, en ek al daai. Wat is jou verhouding met God? Wat is jou verhouding met God? Ons kan al daai goed doen, en mense het 'n persepsie van jou. Daai ou gaan definitief hemel toe, beslis. Wat is jou verhouding? Wat is jou verhouding met God? Maar God kyk nie na jou agtergrond nie, hy kyk nie na jou posisie nie, en hy kyk nie na jou bekendheid nie. Maak nie saak wat se titel jy het nie. Nee, hy kyk na jou hart. Hy verlang jou hart. Hy verlang jou hart. Dis wat hy wil hê. Hy worry nie wat 'n posisie jy het nie, en hy worry ook nie wat jou agtergrond nie. Hy kyk na, het jy deur die deur gegaan? Of is jy nou besig, ek het so baie bagasie, laat ek dit net afpak. Hy kyk na dit, het jy deur die deur gegaan? En dan sê Jesus, daar's laastes wat eerste sal wees. Daar's laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Die wêreldse rangorde gaan definitief nie dan geld. Maak nie saak waar jy in die samelewing lê. Die rangorde van die wêreld gaan nie saak maak nie. Jou titel gaan jou nie red nie, jou geskiedenis gaan jou red nie. Net die deur maak die verskil. Net daai smal deurtjie maak vandag die verskil. Niks van daai wat jy wil kom sê, ja maar. Niks. Daai smal deur maak saak. Hierdie gedeelte gaan nie oor ander mense nie. Dit gaan nie oor ander, dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou. Die vraag is nie hoeveel gaan gered word. Die vraag is jy besig om in te gaan? Is jy besig om in te gaan? En moet asseblief nie dink, as jy Sondagoggend inklok by die kerk, ek is besig om in te gaan nie. Nee, jammer man. Jammer. As jy, ek wil nou nie bedrag koppel, hoeveel jy ook al in die dankoffermandjie gaan gooi net. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Die deur is nou nog oop, maar hy gaan nie vir altyd oop wees nie hoor. As jy nog nie geweet het nie, hierdie deur gaan op 'n dag toegetrek word en die eienaar van die huis gaan vir hom toemaak en jy gaan klop en jy gaan skree en jy gaan hom kom herinner hier van buite af en hy sê ek ken jou nie, gaan weg. Ek ken jou nie. Jy moet 'n besluit neem, jy kan nie uitstel nie en jy kan nog minder wag. Vandag is jou dag. As jy nog nie weet nie, as jy nog onseker is, vandag is die dag. Jy moet die besluit neem. Ek kan hom nie namens jou neem nie. Ek kan nie namens my kind of my vrou of my whoever ook al nie. Al voel jy so. Al voel jy so. Jy moet ernstig wees. Jy moet stry beteken. Niemand kan namens jou stry nie. Jy moet dit self doen.
Jy moet self hierdie feit. Beklei met jouself. Spreek jouself aan. Kom aan, skud jouself reg. Skud jouself reg. Want ons het die ability om die regte besluit te neem. Al is dit soms hoe moeilik. Gaan jy in die proses mense verloor? Ja, dalk selfs familie gaan jy moet opgee. Hoe sad, hoe whatever dit ook al is, dis die waarheid. Jy gaan baie moet opgee. Jy gaan baie moet opgee. Niemand kan namens jou ingaan nie. Niemand nie. Niemand kan, ek kan vir jou bly bid, ek kan my knieë deurkruip vir jou. Maar ek wil ook die volgende vir jou vra, asseblief. Kom ons praat nou maar net so met die waarheid, regheid. Moet asseblief nooit jou hande op ander mense lê om hulle te bedien as jy weet die waarheid is hier binne en dit gaan nie goed doen. Dit gaan nie goed nie because you're busy pretending. Soek jy dalk aansien van die mensdom. Nee, jy moet God tevrede stel. Jy moet jou hart ondersoek. Jy moet kyk. Dis moeilik. Dis soms verskriklik moeilik om te sien wat hier aangaan. Because we're living the life. Ons doen dit. Ons doen al die regte dinge. Ons sê al die regte dinge. Op die regte tyd. Maar hier binne, God weet wat hier binne aangaan. God weet wat hier binne in jou hart aangaan. Waarom maar vanoggend eerlik, is ek binne of staan ek nog buite dalk? Is ek binne of staan ek dalk nog buite? Het ek net kennis of het ek 'n verhouding met God? Ken ek die Bybel van Genesis 1 tot by Openbaring regdeur? Ek ken die Bybel. Nee. Het jy verhouding met God? Of ken jy van hom? Ken jy van hom? Weet jy van hom? Het jy verhouding? Dis 'n belangrike vraag. Het jy opregte oorgawe gemaak al? Het jy al 'n besluit geneem? Ek is bereid om alles op te gee, Here, om U te volg. Ek is bereid om alles op te gee. Leef ek gemaklik of leef ek doelbewus? Leef ek doelbewus? Of stel jy uit vir een dag? Of as jy vol selfvertroue en sê, maar ek is mos reg, my lewe is mos alright, ek is mos reg, ek is okay. Of oppervlakkig, ag nee wat, ek ken die dinge, daai wat die man hier voor nou staan dan, nee wat, ek is al verby dit, ek ken dit alles. Man, dis 'n oppervlakkige siening, sorry. Dis ernstig, jy moet die besluit neem, ek gaan deur gaan. Ek is besig om deur te gaan, ek het al ontslaag geraak. Dan moet 'n erns wees, dan moet 'n oorgawe wees, dan moet 'n verskriklike dringendheid by jou wees. Die beeld wat in die hele gedeelte uitspeel is, daar's 'n deur, maar dis 'n smal deur. Daar is 'n deur, maar dis 'n smal deur. Die deur is oop vir nou, maar daar kom 'n dag waar die deur toegemaak gaan word. Al is jy besig om jou voet daar deur te sit. As hy toegegaan het, het hy toegegaan.